Nou ja, dis nie iets wat ons regtig raak in Suid-Afrika nie, want in Suid-Afrika bly ons maar in ons eie babbel en ons is bekommerd oor die ANC en die volgende wette wat hulle gaan uitvaardig teen die blanke. Maar ons moet regtig die situasie in die Midde-Ooste dophou. En dit het nie soseer te doen met Israel is the chosen nation of God en God gaan nou na hulle kyk nie. Maar eerder na, wat is die situasie op die grond in die Midde-Ooste wat sal lei tot die totale verwoesting van die Joodse staat, want die Bybel sê sy is die hoer op die dier. Openbaring 11, gaan lees met aandag die hoofstukkie volk. Nou, wat interessant is hierdie Ben Gvir. Nou, Ben Gvir is nou die laaste paar dae vreeslik in die nuus. Hy is 'n ou wat baie gereeld is in die nuus vir al sy kontroversiële optredes en sy vreeslike kontroversiële uitsprake, vreeslike haatuitsprake wat die man maak, maar hy mag want hy sê Jood. Nou, hy is die National Security Minister, Itamar Ben Gvir. Die Spanjaarde het hierdie ou verbied om in hulle land te kom. Naas die feit dat ek dink hulle gesê het hulle as hy's 'n war criminal en hy ek dink dis nie hy nie, maar hy's definitief by die Spanjaarde op hulle lys van 'n ou met ernstige probleme. So as hy daar by hulle aankom, gaan hom toesluit. Maar wat interessant is wat hy nou aangevang het in die laaste paar dae met hierdie laaste flotilla wat daar aangekom het, wat die Joodse Navy en die Jode se IDF, daai bote wat kom met hulp, bietjie hulp, is eintlik meer 'n simboliese optrede na Gaza toe om kos en mediese voorrade te bring in babamelk. Hulle gaan haal hulle daar op die see, selfs in internasionale waters, en dan bring hulle daai flotillas en in plaas van dat hulle die kossies uitdeel en die goedjies vir die mense, wel, hulle steel dit, die Joodse regering, en dan behandel hulle hierdie mense wat op die flotillas is, hierdie ouens wat eintlik aktiviste is, en te sê, maar luister, ons wil graag hierdie kos vir hierdie mense bring, want die Joodse staat gee nie vir die mense kos nie, hulle het baie stories, hulle kan uit 'n klein bietjie trokke deurgaan. Die idee is eintlik om van die mense in Gaza ontslae te raak, so nadat hulle die plek heeltemal gebom het, dat hy min of meer gelyk is met die aarde, is die volgende stap om hulle uit te honger, of hulle sal sterf aan siektes. Nou, so, wat maak ou Itamar Ben Gvir? Nou ja, hierso staan, baie interessant. US ambassador to Israel, Mike Huckabee, has become the first official from the administration of President Donald Trump to join global criticism of Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben Gvir. My heerlikheid, ou Mike Huckabee het 'n paar, ek sal nie dit sê nie, kom sê hy het 'n ruggraat gegroei. Mike Huckabee is nou, want sy's 'n Christen, maar hy's 'n absolute leenaar. Hy's eintlik 'n Zionist. 'n Zionist is nie noodwendig 'n gelowige nie. En Mike Huckabee was bereid nou om Itamar Ben Gvir te kritiseer, saam met baie ander lande, oor die manier waarop hy hierdie aktiviste wat inkom, is nie terroriste nie mense, is aktiviste. So hy staan vir 'n beginselsaak. Hy kom daar aan ongewapend. Hy word in gevange geneem op die internasionale see, ingebring en soos 'n prisoner of war behandel. Hierso staan wat as several countries summoned Israel's ambassadors after Ben Gvir posted a video of himself taunting abducted foreign activists from a Gaza-bound aid flotilla. Huckabee's response rang largely hollow, coming a day after the US Department of the Treasury had sanctioned the flotilla organizers. Nou, wat hier gebeur het is as volg. So as hulle jou so sanksie, so die VSA aan die een kant sanksie die ouens van die flotilla, so hoekom hulle sanksie weet ek nie, want hulle is nie terroriste nie. Hulle staan op vir human rights abuses, maar nou ja, onthou die VSA lek die skoene van die Jode. So met die gevolg is, hulle is konstant besig om 'n buffer te wees tussen die wêreld en die Joodse staat. Nou, dit gaan op 'n stadium verander. God gaan dit laat verander, en daar's baie profeseë wat sê, dit gaan verander, en dit gaan voor jou oë verander. Jy gaan dit sien met jou eie oë, baie binnekort. Dat Big Brother gaan daar loop, en dan gaan die klein boetie daar staan, en hy gaan oop en bloot wees vir die wêreld, en teen daai tyd is die wêreld al so keelvol, dat hulle 'n plan gaan maak met die Joodse staat, want dit staan geskrywe in Openbaring 17. Maar as hulle jou nou so sanksie, dan het jy nie toegang tot jou Gmail accounts nie, het dalk nie toegang tot jou bankrekening nie,
Ja, so dit is wat die FSA doen. Asof hulle terroriste is, hulle is nie terroriste nie. Maar Ben Gvir se gedrag is so swak, dat selfs ou Mike Huckabee bereid is om hom te kritiseer. Wow. Dit jammer, ou Trompie kom nog nie daarby uit nie. Maar ek gaan die video hier plaas. Nou, hoe hulle hierdie mense van die flotilla behandel, en is internasionale gemeenskappe, dis internasionale ouens uit Italië en Spanje en so aan, is mense wat bereid is om op te staan vir die human rights abuses wat in 'n ander land plaasvind. Hy het nie nodig om dit te doen nie. Hy kan 'n kusjie lewe hê by sy huis. Maar dit is hom 'n beginselstandpunt. Ek het baie respek vir sulke mense. Hy sit hom in harm's way. Hy's bereid om in 'n groot gevaar te wees, want dit is so dat die Jode vorige flotilles eenvoudig gebom het en mense doodgeskiet het. En niks oorgekom het nie. Dis die beste, daar kom nooit iets oor nie. Maar, so as jy nou hierso, ek gaan vir jou die video speel, dan gaan jy sien, hoe behandel hulle? By die vorige flotille het hulle daai Duitse joernalis herhaaldelik verkrag. Ook niks oorgekom nie. Kyk, in die Joodse staat mag jy jy mag nou die wat nou nie Jode is nie, mag jy verkrag, en dit is aanvaarbaar, dit is deel van straf wat jy vir hulle uitdeel, want jy is God homself. Hoe dit ook al sê, ek glo ou TikTok gaan hierdie video verbied, want 'n mens mag mos nou nie so praat nie. In elk geval nie van die Joodse staat, jy kan so praat van China en Rusland en so, maar jy mag nie so praat van die Joodse staat nie. Maar kyk 'n bietjie, hoe sleg word hierdie mense behandel, net omdat hulle bereid is om op te staan vir die human rights abuses, wat in 'n ander land gebeur. En die wêreld is baie ontsteld oor hierdie ding. En hierdie publieke, al wat dit veroorsaak is, die publieke opinie teen die Joodse staat, is dag na dag besig om ernstig te versleg. En die Joodse staat gaan hierdie pariah word, hulle is reeds, waar niemand meer wil handel dryf nie, jy wil nie in sy ambassadeur in jou land hê nie, jy wil nie 'n ambassadeur in sy land hê nie, jy wil eintlik met hulle niks te doen hê nie, en dit gaan op die ou einde die doodsteek wees van hierdie Joodse staat. En nee, Jesus gaan hulle nie red nie. So, jou predikant het vir jou gelieg. Dit is nie wat in jou Bybel staan nie. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. Free, free Palestine! שקט, שקט. ישראל חי. אני גאה Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. The protection of civilians and respect for human dignity must be upheld at all times. All the people who've been detained should be returned swiftly to their own countries. בגאווה, כגיבורים גדולים, תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. ואני אומר לראש הממשלה...